Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Ja, dis 'n nuwe week. Vir baie van julle dalk so 2 ekstra vakansiedae. Vir ander is dit nou net môre. Maar hoe dit ook al sê, die Here is vir ons goed. Ek hoop jou naweek is goed gewees en dat julle so 'n bietjie kans gehad het om 'n bietjie te rus. 'n Nuwe week bring natuurlik weer vir ons nuwe genade. En saam met nuwe genade is daar groot dankbaarheid. En ek hoop jy leef daai dankbaarheid uit teenoor die Here. Ek wil graag hierdie week afskop uit 'n interessante versie in Job 8. Daar word hierdie vraagie gevra in vers 11. Groei riete waar daar nie 'n moeras is nie, of vlei gras waar daar nie water is nie? Die vraag is eintlik nogal 'n diep vraag. En eintlik is dit so 'n eenvoudige antwoord. Nee, dit kan nie. Dinge kan nie groei waar daar nie water is nie. Daar moet vloei wees. En vanoggend toe ek nou so 'n bietjie hierdie stukkie lees toe, dink ek so by myself oor geestelike lewe en jou en my eie lewe, en dat ons soms maar 'n bietjie lui is. Is dit nie? Ons is almal maar. Ek meen, daar word in 'n geval beweer dat mense in wese eintlik lui gebore word. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Ons leer eintlik aan om hard te werk. Dis nie in ons ingebore nie. Ons leer aan om fliks te wees, om gedissiplineerd te leef. Ek dink soms partykeer dis een van daai in sonde gebore en ontvang ewels, wat ek en jy maar elke dag moet trotseer in ons lewe. En daarom is dit maklik nie, dat ek en jy ook in ons geestelike lewens baie keer onsself kan laat vervaag in luiheid. Want so stelselmatig dan kom ons agter, ons lees so 'n bietjie minder die Bybel, ons bid minder, ons verval weer in patrone van, ek doen nou maar dinge op my manier. Ja, en dan neem 'n ou se ego gou-gou weer oor. En dan begin allerhande dinge weer ons goeie hartpogings wat ons so probeer doen, dan verswelg dit ons. Ons raak maar weer harde oë mense wat ander veroordeel. Ons vergeet weer om met sagtheid om te gaan met ander mense, en dan as jy jouself betrap, as jy jou geestelike pad so 'n bietjie afgeskeep het, en as jy nou maar self weer so 'n bietjie op daai troon van jou geklim het, dan voel dit vir jou, jy het gevou. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie moedeloos word nie. Maar moet ook nie daaroor bly wees nie, maar neem kennis en begin weer iets aan dit te doen. En begin sommer nou weer jouself oor te gee aan die Here, en om toe te laat, om jou lewe vir jou te bestuur, om jou weer in sy leerskool in te trek, en weer vir jou die hart terug te gee, waarin jy so hard werk. Weet julle, om lui te wees, is nie die einde van die wêreld nie, maar om daar te bly, ek dink dit is die probleem. Maar ek en jy kan ook nie groei, as daar nie lewende water deur ons kom nie. So ek en jy kan vanmôre na hierdie vraag van Job luister, en vir onsself sê, ek moet by die moeras uitkom, ek moet by die vlei land uitkom, ek moet daar uitkom waar God se water vloei, sodat dit vir my kan lewe gee. Anders gaan ek dood. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, ek weet ek is soms lui. Vergewe vir my. Kom help my om weer u water op te soek vir myself, en weer in daai lewe in te klim van volheid. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Vir die van julle wat bietjie rus, en die ander van julle wat moet werk, doe maar, môre gaan jy dalk bietjie kans kry. Maar dan praat ons môre weer. Totsiens.